Liefde is 'n optrede, liefde is 'n aksie, maar heel eerste is liefde 'n persoon. God en Jesus en die Heilige Gees. In Romeine 5, ek dink is vers 8, dan sê hy vir ons, die bewys van God se liefde is dat Jesus vir ons aan die kruis gesterf het. Sjoe, as vir my so groot, God het nie nodig om enigiets aan my en jou te bewys nie. Niks. Hy sou God gebly het as Jesus nooit vir ons kom sterf het aan 'n kruis nie. Niks sou van sy godheid verander het as Jesus in die hemel gebly het en nooit afgekom het as 'n mens aarde toe. Hy sou God gebly het, hy sou heilig gebly het, hy sou perfek gebly het, hy sou regverdig gebly het as Jesus nooit aarde toe gekom het. Maar hy het dit vir my en vir jou gedoen as 'n bewys van sy liefde. Geliefde van Jesus, as ek en jy ooit wil weet of God ons lief het, moet ons nie wag vir daai hoendervleis gevoel wanneer ons sing in die kerk. En as dit nie gebeur nie, dan het God my nie lief nie. Ek kan nie kyk na my bankrekening en sê, as gevolg van my oortrokke rekening, as gevolg van al hierdie oproepe, jy weet daai unknown calls, daai unknown numbers wat jy bel om te hoor, wanneer gaan jy hulle betaal? Maar as gevolg van al hierdie wêreldse druk, nee, hoe kan God my lief hê? Geliefde van Jesus, dis nooit ons bewys van sy liefde. Die bewys van sy liefde is nie hoe lief my kinders my het nie. Die bewys van sy liefde is nie hoe lief die mense by die kerk my het of my nie het nie. Hoe die mense by die kerk my hanteer of my dalk verwerp nie. Dis nie 'n bewys van God se liefde nie. Die bewys van sy liefde is nie hoe lekker ek werk of hoe min ek my werk geniet nie. Die bewys van sy liefde is altyd die kruis.